'n Diensentrum wat rondom die behoeftes van ouer persone gebou is, bied 'n plek waar hulle aktief, betrokke en deel van die gemeenskap kan bly. By Tainiko glo ons dat elke persoon verdien om met waardigheid te leef en die lewe ten volle te geniet. Ons kuier saam met Annelie Bennett, Diensentrum koördineerder, om meer te hoor oor die waardevolle werk wat hulle doen en die verskil wat hulle daagliks in mense se lewens maak. Goeiemiddag en welkom by Tainiko. Ons gas vanmiddag is Annelie Bennett, ons Diensentrum koördineerder. Hoe lank is jy nou al by Tainiko? 9 jaar. Jo, dis al 'n leeftyd. Ja, nee, dit is werklik en dis 'n voorreg, ja. Dis 'n groot voorreg. Ja, om met ons ouer persone te werk en ons leer elke dag by hulle. Dis waar. Ons werk met mense wat so 'n ryke geskiedenis het en so baie kennis het. Die kennis, jy leer elke dag van hulle, elke dag, ja. Vertel ons bietjie, wat is 'n diensentrum? Hulle word 'n lid by Tainiko, se diensentrum. Dan wil ons vir hulle die diens, ons het heelwat dienste en aktiwiteite wat ons vir hulle aanbied, om hulle so lank as moontlik ook aan die gang te kan hou. Laat hulle nie moet sit en vereensaam en dalk alleen word, en ook die geriewe van dienste, soos byvoorbeeld, ons sal seker nou gesels oor al ons dienste, maar wat vir my 'n belangrike diens ook is, ons kliniekdienste byvoorbeeld, en vele ander dienste wat ons aanbied. So ja, dit is vir my nogals lekker om te sê, ons kan dit vir ons ouer persone van George aanbied. Interessantheidshalwe wil ek net noem dat die wet op ouer persone sê dat 'n persoon 60 jaar en ouer kwalifiseer as 'n ouer persoon. En ons streef ook dan daarna om daardie persone wat nog in hulle huise woon, aktief in te skakel by 'n diensentrum, sodat hulle langer in hulle huis kan woon en onafhanklik kan wees. Dis vir ons 'n prioriteit. En ook om soveel as moontlik van ons ouer persone die gerief vir hulle te kan gee. Enige iemand wat in George woon en bo die ouderdom van 60 is, kan lede word van die diensentrum. Ja, Alani, maak nie saak watter deel van George of waar nie. Selfs as jy in Grootbrak bly en jy is bereid om te ry, is jy welkom, enige een bo 60. Ons bied natuurlik al hierdie dienste wat ek nou vir jou gaan noem, aan teen 'n vasgestelde fooi, wat soos op ons brosjures, ons het brosjures beskikbaar. Annelien, watter tipe dienste is beskikbaar by die diensentrum? Goed, Alani, ek dink wat 'n baie belangrike diens vir ons is, ons het kliniekdienste, en ek dink soos as mense ouer word, het ons almal maar bietjie voetsorg nodig. Ons kan nie altyd so lekker bykom by die voete nie, so nommer 1. Nommer 2, het ons ook opgeleide mense wat ons voetsorg doen. Ons het 'n splinter nuwe terapiekamer, ja, wat regtig baie mooi gedoen is. En ek nooi regtig die mense uit om sommer te kom loer ook en te kom kyk hoe mooi is ons terapiekamer. En die ander tipe dienste? Weet jy, ons is so bevoorreg om 'n maatskaplike werkster te hê, ja. Sy is hier so beskikbaar as 'n mens probleme met SASSA het. Sy help graag met SASSA. As 'n mens verslae nodig het, sy bied ook berading aan. Baie keer weet 'n ou nie waarheen jy moet gaan vir 'n bietjie berading nie. So as diensentrum lid is jy baie welkom om van haar dienste gratis dan gebruik te maak. En dit klink vir my asof sy nou binnekort weer begin met 'n grief share groep. Ja, sy's baie opgewonde daaroor. Ek dink dit is nie algemeen in George nie, so dit is regtig vir my 'n hoogtepunt. Laat sy met dit gaan begin, ja. Ons is so bevoorreg om nog 'n diens aan te bied, wat die Oorinstituut van George vir ons nou al 'n geruime tyd oor jare aanbied. As lid kan jy ore kom vir 'n toets, vir 'n siftingstoets, en dan het ons ook nou onlangs vir diagram van seil bygekry. Gehoor is maar 'n groot probleem, want die oomblik wat ons gehoor nie reg is ons geneig om te onttrek van die aktiwiteite wat aan, en ons vereensaam. So, dis my regtig 'n groot diens wat hulle vir ons bied. Ja. Wat nogal interessant is dat die nuutste navorsing wys dat demensie, die een simptoom wat alle demensieleiers in gemeen het, is dat die mense wat sukkel met gehoorprobleme is geneig om demensie te ontwikkel. En as ek reg onthou, dan maak hulle die gehoorapparate skoon ook. Ja, elke tweede maand dan stuur ons die gehoorapparate in
En as dit batterytjies nodig het, dan betaal jy nou vir jou batterytjies, maar hulle maak ons apparate vir ons gratis skoon. Jog, Wat 'n baie groot diens is. Dis 'n Baie wonderlike groot diens. is, ja. Dan van ons ander dienste wat ons ook het, is 'n wassery. Baie ouens sê ja nee, maar ek was nog self en ek stryk self, maar net die gerief, mense het lank genoeg in jou lewe gewasse gestryk. Mense kan jou wasgoed kom ingee en die volgende dag teen 'n minimale tarief. Kom haal jy jou wasgoed gestryk en jy sit dit net terug in jou kas. So, dis regtig 'n lekker diens wat ons daar het. Ja, ons het dan nog ander dienste ook. Ons het 'n jaarsalon op ons perseel. Ons bied heerlike maaltye aan. Feedem is ons kontrakteur wat natuurlik uitstekende maaltye voorsien. Mens kan as dienssentrum lid kan jy maaltye bestel teen R45 per bord en op 'n Sondag teen R50. Dis 'n bargain. En jy weet, so Sondag kry jy 2 vleise, rys, aardappels, 2 groentes en 'n heerlike nagereg. En dan het jy nog die keuse of jy kom tot by Tyniqua, bring jou houer saam of jou bord en dan kan jy wegneem en by jou huis gaan eet, of andersins kom jy in en jy kom sit heerlik in ons eetsaal. En ons eet lekker saam met ons inwoners. Dit is regtig, ek dink baie billik teen R50 op 'n Sondag en R45 in die week. Geef my 'n voorbeeld, as ek nou die oefenklasse wil bywoon, hoeveel sal dit omtrent kos? Weet jy, dit is teen R25 'n les. En dit is deur opgeleide mense word aangebied. So dis regtig professionele mense wat hulle tyd afstaan om vir ons dit te kom aanbied. En hulle doen hoofsaaklik stoeloefeninge en die soepelheid van die spiere is verskriklik belangrik. Ook om valrisiko te beperk. Valrisiko, ja. Soos iemand nou die dag gesê het met ons spiere, use it of lose it. So daarom is die oefeninge vir my geweldig belangrik en ons het dit op 'n maandagooggend 8:30 en op 'n donderdagoggend 9:30. Ons speel heerlik Rammikap. Ja, hulle is baie lief vir Rammikap op 'n Vrydagmiddag en ook kaarte en dan op 'n Maandag het ons bingo. Hulle geniet dit baie. Ons het natuurlik baie sangers en mense wat by ons optree, bietjie om te vermaak. Van tyd tot tyd sokkie ons ook, hoor? Ja. Ek weet dat met die vorige sokkie het dit so bietjie woes gegaan tot so 'n mate dat die suster in die kliniek daai volgende dag heeldag besig was om spiere uit te vry wat seer was. Maar ons het ook baie lekker inligtingssessies soos oor oogsorg, rugsorg. So van elke maand het ons een of ander iets wat ons aanbied in daai lyn en ons kry professionele mense wat dit vir ons kom doen. Alani, nog 'n ding wat ek ook wil vertel is dat as jy 'n dienssentrum lid is, kan jy natuurlik van ons lieflike biblioteek gebruik maak. Ons biblioteek staan oop heeldag. Ons het 'n baie wye reeks boeke hier, as ook legkaarte, verskeie legkaarte. En jy is welkom om enige tyd van dit te kom uitneem en te geniet. En ons het ook selfs legkaarte hier in ons biblioteek, wat jy net kan kom sit en 'n bietjie saambou en ja, tot sover as wat jy wil. So, dis 'n baie lekker ontspanning ook. Dan het ons ook op 'n Dinsdagmiddag ons Bybelstudie, wat deur Dominee Arno Kotse aangebied word. En dit geniet hulle net so baie. Maar daar is so baie dienste en die dienssentrum is so wyd dat ja, ons kan vir ure nog gesels daaroor. Ja. Dis eintlik lekker om te weet dat Tyniqua se dienssentrum werk nie net vir Tyniqua nie. Dis vir die gemeenskap. Ja, definitief. Ons is hier vir die gemeenskap. Annelie, baie dankie vir jou tyd. Dit was so lekker om te praat oor die dienssentrum en ek is so opgewonde oor alles wat daar gebeur. So aan u sê ons baie dankie dat u saam gekyk het en saam geluister het. Ons hoor graag van u en ons sien mekaar volgende week weer.